sit. So ek het voorberei vanmôre om te praat oor geestelike oë. En as 'n mens dink aan jou eie oë, dan dan sien 'n mens as gevolg van lig. As daar nie lig is nie, kan jy nie regtig sien nie. En so jy het lig nodig om te sien. En ek het in die week het ek na 'n artikel gekyk op 'n video waar hulle praat oor die kragtigste medisyne wat daar is die son. Want in die son is daar lae infrarooi strale wat ons nie met ons oog kan waarneem nie. Ons sien die lig, ons sien die visible lig, maar ons kan nie daai strale, daai lae infrarooi strale kan ons nie waarneem nie. Maar dit is in die sonlig. En dit is wat dan diep indring in ons vel en vitamine D3 maak. En daai vitamine D3 is so belangrik vir 'n mens se gesondheid en want dit maak jou immuunstelsel baie sterk. So in Malagi, ek dink is Malagi 4 sê hy dat die son van geregtigheid, en hier verwys hy na Christus, sal oor julle opgaan. Hy sê die son van geregtigheid sal oor julle opgaan en hy sê en daar sal genesing onder sy vleuels wees. So en vanmôre gaan ons bietjie kyk na geestelike blindheid of geestelike oë. Wat is dit as 'n ou se geestesoë oopgemaak is? Dit bring ook genesing, maar onder andere. So kom ons kyk. Ek gaan my skerm met julle share. Ek maak weer eens verskoning dat ek die link laat uitgestuur het. En dit gaan oor geopende oë en dit is in Johannes die ekskuus tog, ek wil net gou Johannes die 9de hoofstuk. Share, okay, daar sê. Okay, so ek wil net kan julle dit sien? Kan julle my skerm sien? Daar sê. Ekskuus tog, kan julle my skerm sien, Richard? Unmute yourself net. Okay, so ek wil net slideshow druk. En dan gaan ons van die begin af. Okay, daar is hy geopende oë. Dis Johannes 9. Alright, so die blinde man Jesus het by hom gekom en hy was van geboorte af blind gewees. Met ander woorde, daar was die feit was dat hy nooit lig gesien nie. En ek dink ook dat dit moontlik was dat daar nie so iets soos oë was nie, en ek sal vir u later sê hoekom dit so is, want hierdie was 'n groot wonderwerk gewees, want die Bybel sê hy was van geboorte af blind, so hy het nog nooit lig aanskou nie. En dan vra die disippels vir die Here, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? So hulle koppel siekte aan blindheid, maar Jesus sê hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Nou, ek het vir die voorheen gesê dat wanneer Jesus iets doen in Johannes, in elke hoofstuk sien ons die fisiese dimensie en dan sien ons die geestelike dimensie, aan die ander kant van die geestelike dimensie. En onthou, ons is besig met daai 4de dimensie, die geestelike dimensie. En hier gaan dit nie oor sonde nie, maar hier gaan dit oor die fisiese en die geestelike dimensie. Okay, die werke van God, dit is wat Jesus sê. Hy sê ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is, want die nag kom wanneer niemand kan werk nie. En hier verwys hy na sy koms na hierdie aarde toe. En dan die volgende vers sê, solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Nou vat ek u terug na Johannes 1 toe
waar Jesus ook gesê het, hy sê die ware lig, en ons het verlede week daaroor gepraat en ek het dit op die groepie ook gepost, dat die ware lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Hy het na sy eie mense toe gekom, maar sy eie mense het hom nie erken nie. Maar die wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God, om seuns en dogters van die Allerhoogste God te word. En hier sê Jesus weer, ek is die lig van die wêreld. Ek is die son van geregtigheid. Ek is die een wat gekom het sodat mense nie net fisies kan sien van blindheid nie, maar dat mense se geestelike dimensie, mense se geestelike oë kan oopgaan. So ons moet altyd hierdie twee dimensies sien in die boek van Johannes. Die boek praat van die hoender en hy praat van die arend. Hy praat van die fisiese dimensie, die 3 dimensies, en dan praat hy van die 4de dimensie. En Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Ek het gekom sodat julle lewe kan hê. So daai lig is wat ek sê, is soos die son wat skyn en wat lewe bring, wat gesondheid bring, wat oorwinning bring. En dit is waarvoor Jesus eintlik, wat hy verwys hierso, die werk wat hy gekom het om te doen. En jy sal dit nou sien. En toe hy dit gesê het, spuug hy op die grond, maak klei van die spuug en smeer die klei aan die oë van die blinde man en sê vir hom, gaan was jou in die badwater, Siloam, wat vertaal word uitgestuur. So Siloam beteken uit die Grieks uitgestuur, of dit, ek weet nie of dit verband het met die Hebreëus nie, maar ook, ek gaan nou vir u sê wat die verband met die Hebreëus is. En hy het gegaan en hom gewas, en hy het siende teruggekom. So wat vir my wonderlik is hierso het Jesus klei gevat. So hierdie is nie 'n gewone wonderwerk nie. Is nie iemand wat oë gehad het en toe sien hy nie. Maar daar was nie oë nie, daar was niks. Hierdie was 'n kreatiewe wonder. Dit is my mening. En dis hoekom Jesus homself hier openbaar as die skepper God, as die een wat gekom het om nuut te skep, om die mens totaal nuut te skep en ook aan ons geestesoë te gee. 'n Geestesdimensie het geestesoë nodig. En hy vat klei en hy sit dit aan die man se oë. En dit is ook wat gebeur as 'n mens wedergebore word. Dis 'n bonatuurlike wonderwerk wat die Here kom doen. Dis nie 'n aardse wonderwerk nie. Dis nie in die 3 dimensies nie, maar hy kom verander jou gees. Hy kom verlig jou gees en hy maak jou gees lewendig en dan gaan jou geestelike oë oop. En toe die man gaan, en ek wil net ietsie sê oor hierdie Siloam, wat beteken uitgestuur, was gekoppel, dis 'n bad, wat gekoppel was, waar die Jode die deel van hulle is om water cleansing te doen, wat ook 'n tipe is van die doop en so aan, maar ons gaan nie nou daarop ingaan nie. Maar die water, die badwater was gekoppel aan die Gihon rivier. Nou as jy in Genesis 1 gaan lees, Genesis 2, Genesis hoofstuk 2, dan lees jy van die 4 riviere, en een van hulle name was Gihon. En as jy gaan kyk na die vertaling van Gihon, dan beteken dit to break forth, om uit te breek. So hierdie wonderwerk wat Jesus hier gedoen het, was 'n baie besondere wonderwerk, om hierdie man wat nog nooit lig gesien het nie, omdat daar 'n deurbraak in sy lewe kom, dat hy vir die eerste keer lig aanskou. Maar dit was nie net fisiese lig nie. Daar was ook 'n geestelike dimensie aan hierdie. Onthou wat ek vir u sê, Johannes skryf fisiese goed wat gebeur het, maar dan koppel hy geestelike dinge daaraan, soos as ons nou dink aan Johannes 4 waar hy praat van die water, en in Johannes 5 waar hy praat van die brood. So begin altyd fisies en dan vat hy ons na die geestelike dimensie toe. Hier vat hy ons na die geestelike dimensie toe van wedergeboorte. Wanneer die lig vir jou deurbreek, wanneer jy weergebore word, wanneer jy uit die hemel weergebore word en jou geestelike oë
oopgaan vir die geestelike dimensie. En hy het hom gewas en hy het siende geword. Wat 'n wonderwerk is wedergeboorte nie. Dis nie sommer net 'n bekeringkie nie. Dis die krag van God. Dis 'n nuwe geboorte, dis 'n nuwe skepping wat die Here kom maak wanneer hy ons gees nuut maak en ook vir ons geestesoë kyk gee sodat ons geestelik kan sien en gesond word. Kyk wat sê ek sê dis 'n kreatiewe wonderwerk. En want die bure wat hom geken het en wat vroeër gesien het dat hy blind was, sê toe, is hy nie die een wat gesit en bedel het nie. So hulle het hom nie herken nie. Jesus het vir hom oë geskep en nou is hy onherkenbaar. Hulle kan nie glo hierdie groot wonderwerk wat gebeur het nie. En anders sê weer dit is hy, ander weer, hy lyk na hom en hy antwoord, dit is ek. Moenie twyfel nie, dit is ek. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Sien, dis waar wedergeboorte kom. En hulle sê toe vir hom, hoe is jou oë geopen? En hy verduidelik vir hulle, en hy sê van die klei, en hoe dat Jesus hom, en hy sê, dis hoe my deurbraak gekom het. Toe Jesus my aanraak, toe hy my wederbaar deur sy gees, dis toe ek totaal nuut geword het. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. En dan begin hierdie ouens redeneer oor die fariseërs. Jy sien, is altyd drie ouens wat in die vlees wandel, in vlees lewe, en hulle sê, die man wat vroeër blind was, en dit was Sabbat toe Jesus die klei gemaak het en sy oë geoop het. Onthou, elke keer het hulle Jesus gekritiseer omdat hy op die Sabbat mense genees het. Die vorige een ook wat ons gesien het, die man wat by die bad van Bethesda gelê het, wat Jesus ook gesond gemaak het. Hier kom hulle alweer met hierdie Sabbat storie. Sien, hulle kry niks anders. Hulle kan nie beklei of stry teen die wonderwerk nie. En nou probeer hulle dit na die Sabbat toe vat. En die Fariseërs vra hom toe weer hoe hy siende geword het. Hulle ondervra hom en hy vertel weer vir hulle hoe Jesus hierdie wonderwerk gedoen het. Jy sien, wat hulle nie geweet het nie, hierdie Fariseërs, hulle was so verblind deur godsdiens, dat hulle nie besef het, dat Jesus was die Sabbat. Hy is God se Sabbat. Hy is die opstanding in die lewe. Hy is die een wat vir ons kom rus en vrede gee. En die Sabbat in die Ou Testament was 'n tipe van Christus gewees. En want Jesus het op 'n keer gesê, hy sê, ek is meer as die Sabbat. Hy sê, ek is meer as Salomo, ek is meer as die Sabbat. Ek is die Sabbat. Dit is Jesus. Hy is die een wat gekom het om vir ons rus te gee van sonde en ongeregtigheid. En dan kom hulle weer met hulle stories. Hierdie man kom nie van God nie, omdat hy nie die Sabbat hou nie. En anders sê, hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle gewees. Jy sien, die gees en die vlees stry altyd teen mekaar. Maar dit was 'n bonatuurlike geestelike wonderwerk. Weer sê hulle vir die blinde man, wat sê jy van hom? Aangesien hy jou oë geopen het, en hy antwoord, hy is 'n profeet. Jy sien, hierdie man was nie net, sy fisiese oë het nie net oopgegaan nie, maar sy geestelike oë, ek gaan dit vir u wys. Kyk hierso, hulle het sy ouers geroep, en hulle wou nog seker maak van sy ouers, en sy ouers is bang vir hulle, en sê, hy is oud genoeg, vra vir hom. En toe vra hulle vir hom vir die tweede keer, en Jesus sê vir hulle, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was. Hy sê, want hulle beskuldig Jesus as 'n sondaar. Een ding weet ek, dat ek blind was, en nou sien. Sien, as God jou oë oopmaak, en ek praat nou van die geestelike oë, dan weet jy dat jy was blind, jy was in sonde, maar nou kan jy sien. En hulle sê weer vir hom, wat het hy gedoen? En hy antwoord vir hulle, ek het dit al reeds gesê, julle het nie geluister nie, waarom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie sy disippels word nie. So hier gooi jy so 'n bietjie sarkasme in, en toe skel hulle die ou, hulle sit hom uit die tempel uit, ban hom uit die godsdiens uit.
En die man antwoord en sê vir hulle, hierin is tog iets wonderlik, dat julle nie weet van waar hy is nie, en hy het my oë geopen, en hier begin hy preek. Hy sê vir hulle, ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand godsvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Hy sê van ouds af is dit nie gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore mens geopen het nie. En hierdie is my wonderlik, want hierdie was die eerste wonderwerk in die Bybel waar 'n blinde van geboorte af blind was en siende geword het. Dink daaraan, daar's geen ander verhaal in die Bybel wat dit na verwys nie. So hierdie ou het sy Bybel geken. Hy sê dat iemand van blindgebore mense oë geopen het nie. As hy nie van God af was nie, sou hy niks kon doen nie. Hier praat hy oor die godheid van Jesus, want sy geestelike oë het ook oopgegaan. U sal dit nou sien. Kyk hierso. Hulle antwoord hom sê, jy is heeltemal in sondes gebore, leer jy ons? Hulle het hom uitgeban uit die tempel uit. Maar kyk hierso. Hierdie man, nie net sy fisiese oë nie, maar sy geestelike oë het ook oopgegaan. Kyk hier, wat sê hy? En Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het, en toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? Glo jy in die Seun van God? So mense wat se geestelike oë geopen is, die mense wat glo in die Seun van God. En hy antwoord en hy sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kon glo? So onthou, hy het die eerste keer nou vir Jesus gesien, nadat sy oë oopgegaan het. Hy sê, wie is hy, Here? Hier spreek hy hom aan as Here. Here is die Griekse woord wat sê kurios, dit beteken Yahweh. Dis die vertaling van Grieks, wat beteken the Lord, Yahweh. Hier sê hy, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy. En kyk, wat is sy belydenis? Toe sê hy, ek glo kurios, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Halleluja, halleluja. God het nie net sy fisiese oë oopgemaak nie, maar sy geestelike oë. En dieselfde met ons. Die dag toe ons wedergebore is, het die Here nie net ons fisiese oë oopgemaak nie, maar ons geestelike oë, sodat ons hom kan aanbid as Yahweh, Jesus die Here. Jesus Christus is die Here. Die Here beteken, He is Lord. En elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Maak nie saak wat die mense dink of sê in hierdie fisiese oor Christus nie. Hy is die Here. En Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word. Jy sien wat Jesus sê is, ek het gekom om vir die wêreld te wys dat julle kan ook geestelik sien. Maar omdat julle nie geestelik sien nie, is julle steeds blind. Sien baie keer, en dis die onderskeid wat ek vanmôre wil maak. Partykeer Christene ook. Ons is Christen, ons is wedergebore, maar ons raak kortsigtig, want ons kyk fisies na goed. Jy weet, mense oë is die vensters van jou siel. Jou oë is waar die lig inkom, en jou simpaties wat jou veg of vlug is, jou stres is gekoppel aan jou oë. En baie keer dan kyk ons met ons fisiese oë en ons sien stres en ons sien probleme op hierdie aarde. Ons kyk in die 3 dimensies en ons begin vrees. En dis hoe die vyand ons kortsigtig maak. Dis hoe hy ons verblind, geestelik verblind, want ons kom terug na hierdie fisiese dimensie en ons begin fisies na goed kyk. En in plaas daarvan dat ons geestelike oë oopmaak en anders kyk na dinge. Onthou jy toe Elia in sy diensknegt die oggend uitgekom het en daar's net vyande, die berge is vol vyande, en die diensknegt sê vir hom, my Heer, wat gaan ons doen? En Elisa sê, Here, vat die skille van sy oë af.
en toe val daar skille van sy oë. Toe sien hy die vuurwapen, die vuurwaans van die Here. Hy sien die engele wat baie meer is as die vyand. En die Here verslaan die vyand. En ek wil vanmôre vir u sê, die Here wil hê ons moet baie keer ons geestelike oë oopmaak. Nie baie keer nie, ons moet dit meer oopmaak en kyk wat is aan die geesdimensie aan die gang. Daar's engele. Daar's wonderlike wesens, die Heilige Gees, die Vader, die Seun. Ons kan nie altyd die geesdimensie sien nie. Ons sien dit nie, maar soos ek vanmôre 'n bietjie in die son hier buite op die stoep gaan sit het en net die son geniet het, moet ons net so baie keer bietjie in die geesdimensie ingaan, in die teenwoordigheid van die son van geregtigheid geniet en sy krag geniet en sy heerlikheid geniet, en dan gaan ons geestesoë oop en dan kyk ons verder as net die probleme, as die stryd, as die moeilikheid, as die siekte, as die goed. Ons sien die oplossings, ons sien die antwoord, ons sien soos God sien in sy dimensie. Halleluja. En Jesus sê vir hulle, ook vir die Fariseërs sê toe vir hom, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie, maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle sonde. En Paulus kom en hy sê, maar as die evangelie dan bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Naamlik die ongelowige wie die God van hierdie wêreld sinne verblind, sodat hulle nie die verligting van die evangelie, die lig van die evangelie en die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is, op hulle sou skyn nie. Sien, dit is die ding, daar's onderskeid tussen die vlees en die geesdimensie. En die Here wil hê ons moet ons geestelike oë oopmaak. Hoor wat sê Paulus, hy bid vir die kerk. In Efesiërs het Paulus begin praat oor die huwelik en hy het begin praat oor kinders en probleme in families en al hierdie goed en slawe en so, en maar voordat hy daar kom en oor die geestesstryd wat ons het, voordat hy by daai goed kom, dan begin hy so in hoofstuk 1. Hy sê, ek hou ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. En dis ook my gebede vir u en vir my vanmôre, dat die God van ons Here Jesus Christus, halleluja, die Vader van heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Sien, dis wat ons nodig het, 'n openbaring van die heerlikheid van die gees, van die wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, daai geestelike oë wat moet oopgaan, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Sien, wanneer jou geestelike oë opgaan, dan sien jy nie meer hierdie veg of vlug situasies en die probleme en die stryd en al goed nie. Dan sien jy jou hoop, die hoop van jou roeping in Christus, die rykdom van sy heerlikheid, van die erfdeel onder die heiliges, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Geestelike oë wat glo, geestelike oë wat oop is, wat nie kortsigtig is nie. Dan sê hy in Hebreërs 12, Paulus, volgens my ook glo ek, hy was die auteur van Hebreërs, hy sê ons het oop geestelike oë. Hy sê daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las af lê en sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Ons is in 'n wedloop en daar is hindernisse. Hy sê maar laat ons daai laste en sonde wat ons so maklik omring en wat ons weer blind maak, laat ons dit af lê. Ons oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, skande verag het en aan die regterhand van God gaan sit het. Wat my pleidooi vanmôre is,
dat ons wat wedergebore is, dat ons geestelike oë sal oophou, dat ons sal kyk na Jesus. Hy is ons Here, hy is ons verlosser. Dat ons die toekoms sal sien, hoe hy dit sien. Dat daar's heerlikheid wat wag. En dit is wat Jesus soek. Dis hoekom hy die kruis verdra het, want die vreugde wat hom voorgehou is. En God het vir ons soveel wonderlike dinge beplan, soveel vreugde, soveel heerlikheid beplan, dat kom ons vat ons oë af van die stresvlakke, van die dinge wat ons nou na kyk, die probleme, die stryd en daai dinge. Kry ons oog op Jesus. Kry ons hoog oog vanmôre op, soos toe daai blinde man na hom kyk, toe sê hy, U is die Here, U is Kurios. U is die Here, halleluja. Loof U naam, ons aanbid U naam. Here, U het opgestaan, U het vir ons kom wys dat selfs in ons families, in ons gesin, in waar die probleme is, partykeer stryd is, waar oplossings nodig het, dat dit kom deur ons geestelike insig. Maak ons geestelike oë oop, dat ons weet, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat sy eie seun nie eers gespaar het nie, maar hom vir ons almal en saam met hom alles vir ons oorgegee het. Geestelike oë, dis wat ons nodig het, om geestelik te kan sien en die son van die geregtigheid te gaan geniet, want onder sy vleuels is daar genesing. As jy so 'n bietjie in die Here se eintlik moet ek sê 'n bietjie nie. Ek dink ons bietjie meer in die son van geregtigheid in sy lig gaan sit. Bietjie meer bewus raak van sy heerlikheid en sy krag, want hy het gekom sodat ons oorvloed van lewe kan hê. En volgende week gaan ons dit sien in Johannes 10. Baie dankie dat u vanmôre hier was. Ek stop my share. Ek bid vir u. Ek bid vir myself dat die Here ons geestelike oë sal oop. Dat ons nie soos gewone mense sal kyk na goed nie, maar dat ons met geestelike oë sal kyk na dit wat in die geestelike dimensie is. 'n Nuwe lewe in Christus, oorwinning, 'n toekoms wat nooit gaan ophou nie, 'n ewige lewe, krag, die krag van sy gees wat in ons woon. Daai goed is die goed waarvan ons bewus moet raak. En dan begin ons die oorwinningspad loop, nie ons eie krag nie, maar in sy krag. Halleluja. Prys die Here, baie dankie. Jammer oor die link wat ek laat gestuur het, soos ek gesê het, ek het gedink, ek het dit gisteraand uitgestuur, maar ek het per ongeluk, ek weet nie waar ek fout gemaak nie, maar in elk geval, baie dankie dat julle op was vanmôre, en ryke seën vir julle, en ek wil sommer sê, die nuwe jaar wat ons ingaan, 2026, kom ons gaan met oop geestelike oë in, en ons sien wat God se plan vir u en my lewe, halleluja. Dankie en 'n mooi dag vir julle, hoor.